Vryvlugte kykers, baie welkom by van ons episode. Kali, Rassie, Die, Ou Wynand. ons is terug by die OG van Vryvlugte. by die beginpunt. Beginpunt. Kali klassiek. Like, jy raak. So, boys, terwyl ons nou 'n non-eventvol naweek gehad het, wat het julle gekyk om julle self besig te hou motorsport gelys? Kom ons, ek is eintlik 'n toets. Dat was MotoGP in Italië. Ja, ja, next. Ek het vas geskryf. By the way, Liberty Media is besig om MotoGP oor te koop. Ek het gesien daai ene, ja. Okay. Mm. Ja, wat nog? Kan jy? Dit gaan interessant wees. Ek dink ek het verbeel my ek het gehoor jy het 'n IndyCar gekyk, maar ek wou my voet daarin sit, besluit nee. Ja, Ek weet nog nie of ek lus is daarvoor nie. Rally America, en dit was die Nürburgring 24 hour op YouTube. Dis reg. Baie goed was. Daar het ek 'n paar so af en toe 'n draai gemaak Is en dit- geloer. Is dit Kevin Estre? Wat daarin is? Ja. Ja. Hy is 'n Fransman in die Porsche GT3, briljant gegaan se span in die Mantei. Ja, was regtig cool om te kyk. Ek is nou gewoonlik is ek subscribe na Auto Addiction en Stateside track wat ou kyk of Drive of wat ook al die channels naam is. En 'n ou sit en kyk by die ouens om 'n Noordslaai vir 'n jaar heeltyd met hulle sportmotors. Wie het dit? Was hy? My skree nie. Dis is Dis wonderlik, lekker om hier te weet. dis so naby hulle vir George and Max is in die championship. Opgegaan. Dit was goed, maar ek moet sê IndyCar was nogal interessant. Die naweek. Obviously Ek het dit ervaar. paar ou F1 drivers daar. Weet jy die skill level was vir my shocking gewees. Ja. Actually. Ja, it's not the same, hè? Maar ek bedoel ek moet dis ek dink daar's obviously 'n huge verskil in downforce. Hulle het twee tipes motors vir hierdie reeks. So as hulle oval ry, lyk die kar heeltemal anders. As hulle 'n wat hulle noem 'n course circuit ry of 'n road course ry, wat nou ons normale track is, Ja. dan het hulle nou dit lyk dit nie soos 'n Formule 1 kar, jy weet, maar Okay. yes, ja, so vir hulle sê die maneuvers, die braking, die hoeveelheid pit stops wat hulle maak en strategy en weet jy, ek dink die hoogtepunt van die reis was om te hoor dat Will Buxton daar kom en type in hier by. Jy weet ek het net weer besef, kyk, ek het nog nooit 'n kritiek van hom gekry nie. Maar ek dink die Netflix ding het so bietjie na die kopie toe gegaan. Soms is dit Lando Norris. Oef, Hashtag Arno. ja. Sorry, ou ding. Jy is weer terug. Maar nou is dit raceweek Oh yes. en dis Oosterdal boys. Oef. Okay. En dis 'n lekker baan. Dis, nee. Dis 'n baie lekker baan. Ek het ons 'n bietjie gery En, week. En ek wil net vir die rekord sê dat as jy verskriklik baie Ferraris en McLaren en 'n klein Alpine sien hierso, dis omdat Kali nie sy oranje vuurpyl gebring het. Ja, okay. Ek vra nooit. Ehm, Ek het seker gemaak ek het al die kameras en ligte en klank hier. ja, ag, Kali is so kans. Maar Ons vergewe jou. ek wil die McLaren so hard. Ek het nou die top aan, maar ek wil dit dan ook nie heeltemal te veel in julle gesigte vry gee. As ek jy Kali nie, ek kan nie so heilig. Kans. As Ja, vir binnenaar gaan gebeur. Ja, maar dis hier volgende jaar. Hierdie jaar gaan ek nederig bly. Volgende jaar sal ek beklei. Okay. Ons weet nie wat daar gaan nie. ons trosjies het ons moet sê, Ja, ja. een is jy het 'n klomp goeders ingepak en saamgebring. Ja. En twee, kyk as ek so allerheilige van heiligstes oranje modelkarretjie gehad het, sou ek hom nêrens gevat het. Is ons so bang as hy bly agter of hy breek of hy val of Verstaan jy? iemand nies oor dit of So wat 'n koeltjie spoeg op hom of wat sê dan net van die Ferraris wat jy gebring het hierso. As jy worry nie oor en ons kan dit maar hier na by die vuur ook sit en Met hy skazoos van vlamme spoeg. Right boys. Dit is een van die
vinnigste laps van die jaar. Net so te loops, dis my gunsteling circuit. O, dis joune, Dis né? my favorite. Hierdie is my dude. Sien. Jinx hulle dit. Interessante oomblik. Maar ons het backup krag hierso. Ja, dan is dit ook 'n geval van dit is 4.3 kilometer. Okay, 70 laps, 71 laps. Okay. Eerste Grand Prix is in 1970. Okay. It was a massive longbone, right? Dit was die oor die berg, dit was die om- eerste, om- dit was die Oostenrijk-ring. Dis Ah, reg. sy. En toe in 1994, 95 word hy oorgebou en toe word hy die A1 ring. En toe word dit die Red Bull ring. En toe koop Red Bull dit oor Ja. en die laaste Grand Prix was 2003 en toe gaan dit oor as 2014 was weer ons eerste Grand Prix daar met die hybrid era. En wie sal vergeet, dit was 'n Williams 1-2 in qualifying. Was there? Felipe Massa en Valtteri Bottas. Ek het 'n paar wille predictions vir die naweek, maar we sou dit vir later. Ons sit met 2 DRS zones. Okay. 2 of 3? Ons sit met Ja, ek is 3, ja. 3 Drie, ja. 3 detection zones. Dis reg. Jy is heeltemal reg. So dit is nogal great. En ek dink ons lap record currently is deur Carlos Sainz in 2020 Ja. met die swakste Ferrari. Nee, dis hy McLaren gery. Ja. Apologies. Dis nog Hy was voor sy Ferrari daar. 2021 was hy Ferrari. Dit het hy 'n 105.6 opgesit. Okay. Kyk daar, so die McLaren het al daai tyd op vorm. So verwag so 2 sekondes vinniger. In qualifying en gaan ons 'n 102 sien. 103. Jenne. Dit met die pace wat die karre het op die oomblik is dit nogal Hulle het nogal redelike pace, né? So ja, ek dink en daar's net 10 draaie. Maar ouens, daar's baie op die spel. Hierdie is Red Bull se race. Turf. Ek Max het nog steeds op sy 11 strafpunte. Okay. So hy's nog nie off the hook nie. Nee, in verlede jaar het hom meer guns gedoen op wat potensiaal van wag vir hom vir hierdie naweek. Ja, die Mad Max fin het hom weet gekry daar. En hierdie jaar het hy te doen met Mermaid Wings. Ja. Okay. Dan sal hy net 'n bietjie daar induik daar. En dan ek dink ouens wat onder pressure hierso is die naweek is maar sy spanmaat Yuki Tsunoda, Liam Lawson. Hier kan ek ry naweek. Ja, ek dink ook so. Maar Kyk vir sy part so. Hy verdien nou 'n slag gegooi in naweek. maar daar's geen groot updates wat kom na die Red Bull toe nie. So hulle gaan maar staat maak op talent en strategie. Okay. Wat hulle nodig het. Maar boys, ek dink met elke ren is dit vir my net so belangrik om so bietjie in die history in te gaan. Ek dink in my jare van Formule 1 kyk was die eerste een wat ek gewitness is in 1997. Toe het Giancarlo Fisichella sy eerste pole gekry. In 'n Jordan. Okay. En toe in 1998 het ons 'n fantastiese team lap battle tussen Mika en Michael gesien en toe Michael net so 'n bietjie wyk gehardloop met sy F300 Ferrari en toe sy front wing damage agtertoe gegaan en teruggekom en derde geëindig. Agter die twee McLarens. En of nee, Mika het gewen, ek dink David of Eddie wat tweede was. Nie onthou ek onthou nie, maar ja. En toe raak dinge interessant. 1999 breek Michael sy been in Silverstone en die reis daarna is toe Austria. Eddie Irvine was maar heeltyd daar of thereabouts in terme van pace en in championship. En Mika Salo is toe die plaasvervanger vir Michael in die tweede Ferrari. En toe wat gebeur is die eerste lap Mika en Paul David is tweede, great start vir die twee.
ek sit die eerste corner, gaan op na die tweede corner toe en David druk sy neus daarin waar hy dit nie moet indruk nie en boom. Jy weet, spin hy vir Mika, Barakallo kom verby, David lead, Irvine's derde, in fact, dit was Friends en eers vir 'n rukkie. So, dit was toe was hulle almal op 'n toestapper en Rubens het eventually geretire en toe kom Eddie Irvine deur met 'n brilliant Ross Brawn strategy en hy wen die Grand Prix met David letterlik vir die laaste 2 laps onder 'n sekonde op sy gat besig om pressure op hom te sit. En dit was net iets het verander daar in Eddie Irvine. En regtig 'n baie memorable race, is 'n bietjie opgemaak vir al ons Ferrari fans wat se harte gebreek was toe Michael net sy been gebreek het. Ja. Want ek dink Michael sou regtig 'n baie beter aanspraak op die championship gemaak het in 1999 as vorige jare. En toe kom daar 'n paar interessante Grand Prix. 2001 great fight tussen Montoya en Michael. Montoya weier om die heel, steel hulle al twee kante en toe eventually kom Coulthard deur en wen daai ene en toe Barrichello sy tweede plek opgegee vir Michael. Wat so half die curtain dropper was vir 2002 toe Rubens die heel naweek vinniger was as Michael en op die laaste draai voor die wenstreep die wen vir Michael gee wat totaal onnodig was. En al wat jy kon hoor was John Todd, Rubens move to the side, it's for the championship. En die championship was ridiculously long gone. Verstaan? Ja. So, nie Ferrari se beste oomblik nie. En dan my favourite race of all time, laas is 2003. Michael Pole, die pole eerstens was 'n phenomenal lap. Ryan draai 2 in, verloor sy gat, is 'n 10th af, maak dit op, amper 'n 10th op in die middelsector. Ekskuus, wat hy op draai 3. Ja, Ja, want 2 is mos daai slaf. Ja, wat tel is dit draai? Ja, dis kom ek sê. 3 is al bo in die hoek, ja, so skerp draai, amper 'n 90 grade draai, ja. En toe maak Michael dit op en toe vat hy voor Kimi Paul met 9/1000ste van 'n sekonde. So dit was uitstekend geweest en toe in die race toe slaan hy en sy kar in die brand vir 'n oomblik. En toe jaag hy in. Dis hulle wil hy Yuki moet reis hierdie naweek aan die brand. Aan die brandpapie. En hy haal hulle in en hy wen die race. Dit is 'n brilliant drive. Een van Michael se beste drives geweest en obviously 2019 Leclerc en Verstappen en dan vir hierdie jaar se Grand Prix. Die infamous Norris Max. Norris kon nie sy elmboog behoorlik uitkry nie, sny Max se tyre en vir somehow breek sy hele suspension. Maar hy sit met die lemme. Classic Lander. Jy weet, jy steek eers die ander ou, maar in die proses jy jouself ook sommer raak gesteek in die proses, verstaan? Die mens verkeerd omhou. Ja, so hy kan nie lem nie. Hy gaan swaar kry hier in die Cape Flats. Ja, boys, so dit was great. En toe sien ons the rise of the George, okay? Vir 'n paar races en Ja, dis hier waar George verlede jaar eerskielik begin uitstyg het. Ja, die reis maar hierso waar Ja. het ons 'n sprintreis hierdie naweek. ons het verlede jaar ons het altyd tradisionele sprintrace gehad. Ja, ek sê. Ja. Dis nie. Post-COVID het ons 2 reises tog gehad. Ja, ons het O ja, dis Syrian Grand Prix en toe die Austrian Grand Prix. Ja, dit was ons begin. Ons eerste reis daar in 2020 Ja. is in Junie, né? Ja. dis reg. Ja. Crazy. Terug, né? Ons het freaking lank gewag. Ons het lank gewag voordat ons daar ietsie gesien het. Maar ouens, Wel, Australië laaste jaar was Carlos Sainz 4de man, bro. vierde. Op die punteleer. O Ja, 3de in die reis, maar 4de in die punteleer. Okay, dit is amazing wat 'n blinde darm kan doen. Ja, is ook ek bedoel waar Wat het hy hom nou teruggegroei? waar was ek bedoel, maar Charles was 3de so terloops. Nie in die reis nie, op die championship. Ja. Charles het nie punte gekry op Australië laaste jaar nie.
Dis 'n baie jammer want tradisionele Sean nog altyd goed gewees. Hy het 'n goeie sprintreis gehad as ek reg onthou. Wie het die sprintreis gewen, kan jy onthou? Piastri. Oh. Dis reg, dis was sy eerste nee, was hy sy tweede sprint. Ja, So wat? dat weet ek. Nou, is wat bro. Nee, ek kan nie, hy was tweede, Max het gewen. Max het gewen. Okay, kyk nou. Die sprint, En Lando was derde en George was vierde en Carlos was vyfde. Jy is nou op die sprint, hè? Net op die sprint, ja, Okay. net op die sprint. So ja, so ons kyk nou daar, maar baie exciting. Het julle die nuus gehoor van Kyle Lamy? O ja. Ek het, maar ek glo dat as dit hulle publish, vat ek met 'n knippie sout, want ons het nou al 2 keer 'n amptelike notification gekry dat Grand Prix kom Suid-Afrika toe en dan gaan nou 'n jaar verby en dan word alles weer gekansel. Ja, maar Hierdie is anders. So, Ja, okay. Ellie, jy kan gooi? ja, hierdie is meer as ek hierdie my nou help as ek verkeerd is hier of as ek dit nou verkeerd sien. Maar hierdie is meer ons het toestemming gekry om die baan op te gradeer na Dis wat die mense in F1 toe, graad 1 toe. Voel of ons skool toe gaan. Dit was nie matriek nodig, ten minste. Verstaan jy? Ek het ook nou gevoel het hier is skielik se skool. Maar ons het die toestemming gekry. F level 5. Maar as er wag is dit nie meer 'n is dit nie meer 'n geval van ons het gepitch wat ons moet verander om dit te kan achieve en hulle het dit goedgekeur dat as ons hierdie en hierdie doen dan sal hulle die approval gee of die gradering. Ruimelik ook. Is dit wat jy van praat? Ja. Okay. So, ons het Ja. terselfdertyd. Maar het ons dit nie nog altyd was ons nog altyd in reach daarvoor? Nee, ons moes toestemming kry daarvoor. Ja, en maar funding kry. Dis nommer 1. Okay, maar die funding is 'n ander sover ek het verstaan, correct me if I'm wrong. Ons is nog altyd naby genoeg om dit te kan. Ons het altyd geweet ons kan dit achieve, Ja. maar of ons gaan is 'n heel ander storie. Dis 'n nuwe ballgame. So die punt is dat Wat sê ons moes dit om te kan pitch daarvoor moes ons die funding hê. oor rare. Selfde dag Okay. Was daar- ja. ook 'n pitch vir Thailand. Om 'n Grand Prix te host. Okay. Dit was tussen die twee van ons. So Ruben wat gewoonlik op Drivescape Ja. wat ons binnekort weer een of ander tyd gaan join hierso, Lekker. was actually by die meeting. Okay. Ek het gesien hy En, was by Kyalami, ja. En hy was daar gewees en hy het net gesê dat die goedkeurings is alles is goedgekeur. Ek dink dit is 'n 200 miljoen rand projek as ek dit nie mis het nie. So dan kyk ons na Grand Prix in 2027 of 28. Okay. So wat sluit Ons op ek al in 'n loopring maar bro. ja, so Jy's maar jy verouder vinnig, hè? So wat sluit dit in? Groter runoff areas. Ons het modified heininge en obviously tech pro barriers wat hulle inbring wat So hulle is gelukkig met die baan en die oppervlak eindiglik. So dis net beter dreineringsstelsel. Okay. Kyk, ek dink dis definitief daar want ek bedoel Johannesburg is nogal oor die jare bekend gewees destyds. al jou somermaande. En die South African Grand Prix destyds in die 90s en 80s was altyd in die begin of die openings Grand Prix O ja, gewees dit van die jaar. ons somer. En dan is dit nou maar die donder weer net soos wat die Pretoria Hoenders en Johannesburgers kan verwag. En dan moet hulle ook 'n baie groter infrastruktuurverbetering bring aan die basically die paddock vir pits. Al die spanne moet kan inpas, so hulle gaan 'n paar ekstra garages moet bou, hulle gaan die fasiliteite bo groter moet maak en dan gaan almal hulle trokke. Ek dink die parkering is nie 'n probleem nie en ek dink daar gaan ook 'n paar ingangs opgraderings wees. So dan sit en kyk ons na die eerste Grand Prix sinds 1993. Die laaste wenner was Alan Prost. Vir Williams Renault. Okay. En gaan dit nie wees nie. dit sal great wees, boys. Ek dink op die einde van die dag dit is lank veel baie daar gepraat, maar ons bly vas staan daarbey dat
Formula 1 moet by Kyalami gehou word. Ja. Al wat ek wil sê is Sê dit reg. weet julle wat Met se oortuiging. voertuig het die vinnigste lap om die current Kyalami of die laaste Grand Prix van Kyalami opgesit. Sure. 17 Oor die 'n bietjie leren, probeer weer my maat. 'n Benetton. Probeer weer. of McLaren of Ek moet nou terugdink. Daar was Lotus, Lamborghini. dis waar ek wou gegaan het, is Lotus. Daar was 'n Ferraris. Die McLarens was daar. Benetton was Hy is daar. Pirelli bande. Note the smile. 'n Williams. En hy sê, hulle het active suspension gehad. Hoe kan ek dit nie? Nigel Mansell, Kan jy ook vertel? 92. Ja, Williams- Frank Williams 14 Bravo, Ja. apparently. Ja, dis die F Race, this is a race lap record, ja. So dis waar daai active suspension was. Dat basies goed hydraulics gewerk het. So hy het die driver soveel grip gegee en Ek wens Carlos wil sê active suspensions bietjie activate. ja, dis nogal interessant. Ek sit en dink nou die dag as 'n ou kyk na hierdie motors, jy weet, ek vat nou byvoorbeeld is dit nou lekker baie groot F175 van Charles Husson, dan is nou die 23 kar in land ons Kimi se 2005 kar. En jy weet hierdie een is aerodynamics bo en hierdie is aerodynamics onderdeur. En hierdie karre kon baie sagter suspensions hardloop en baie van die suspension travel was binne in die bank gewees. Ook hy kon baie absorbeer. Ja, okay, ja. Tire pressures kom hier rond te speel word. Hier sit ons nou met 'n en dis 'n 13-inch rim teenoor 'n 18-inch rim, né? Ja. En daar hulle moet verskriklik styf gehardloop word, want onthou net as daai That's what she said. hy gewag waar hy met deurkom. Maar That's what she said. want wat gebeur is as jy nie die suspension styf hardloop nie, gaan jy polpissing hê. Né? That's what she said. Gaan jy ander ras. Yes, enige iets wat jy gaan sê op hierdie een gaan omvat, hoor. So ou verstaan dan hoekom dit so fyn lyn is om die kar so laag as moontlik te hardloop. En dat hy baie goed die bumps in die tracks kan navigate. So dis net interessant. Ek dink die naweek het ons weer baie strides. Ons het 3 DRS zones. Dis medium to high speed, baie slow traction nodig. Jy gaan baie die switcheroos sien. Weet wie's goed op brieke. Ja, so ek dink ons baie wat tel en dan jy weet ons sit met 'n 40% kans vir reën vir die Sondag. So dit gaan dinge interessant maak. Oh, regtig in Austria. Oh, Lando's a favorite. So ek dink soos ons sê Vrydag in practice 1 en 2 het ons 26 grade met 15% kans vir reën. Saterdag is 28 en dan Sondag is dit 29 grade wat warm is, maar dan het ons 40% kans op ligte reën by. So dit mag dalk baie vinnig weer veranderinge veroorsaak daarso. So dit gaan dinge interessant maak. Ja. Ons sit hierdie naweek met die C3, die C4 en die C5, maar moenie verbaas wees as 5 ligte dit verkeerd het nie, want toe ons by Kanada kom, Dus die C6 dan. Ja. So ons mag dalk dit sien, maar CS55. Well, yeah, get it. proses van die You're a C55 of die S55. Ek kom mense van Mercedes bande gewees het. Maar ja, kom ons kyk, ons het dan ten minste dit is jy het baie lateral forces wat work is hierso met jou motor. So op die stres op die band gaan tire degradation nogal 'n bekommernis wees. So Ferrari gaan 'n goeie naweek hê. Behoort as hulle vloer kan regkry.
Jy weet, ek meen, ek het gesien, deesdae is Peggy se matte nogal baie afslag nou. See what you did there. Anyway, so, ja, whole new world. Uit dan ook, I can show you the Ja. world. die agterbande, weer eens traction, overheating, weer eens, ons gaan weer scenario sien waar ons miskien dalk weer so bietjie omdat die temperature so hoog is. Onthou hierdie temperature vir Austria in die Styrian Mountains. So dit sit in die berg. Ja, is hier in die Alpe se rigting. So dit is nogal hoë temperature vir Austria. So ek dink dit gaan nogal interessant wees. Kom ons kyk nou wat is die moontlike strategies wat ons gaan hê. Ons sit en kyk two-stop, medium, hard, medium. Okay, so begin op die medium, dan tussen lap 18 en 24 gaan jy vir die hard en dan die laaste 20 rondes gaan jy weer vir die medium. En jy kan of gaan dan vir afhangend van die temperature medium hard, okay? Wat 2 langer stints gaan wees op die C3. Jy kan dalk 'n Ferrari of een Mercedes dalk gaan en sien in sy medium hard en one-stopper gaan. So hulle sal dalk dit druk afhangend hoe ver agter. So as Ferrari of Mercedes nie hulle qualifying gaan regkry nie, dan mag jy dalk sien dat hulle verder gaan. So ja, dit is 'n risky move, maar kom eens kyk, jy weet. Dan kyk ons na bietjie upgrades. Okay. Wie bring upgrades? McLaren, Aston Martin, Red Bull, of nie Red Bull nie, sorry, Ferrari moontlik, maar ons weet nou al Ferrari is 'n uitleier. Baie interessant, wat ek agtergekom het is, Lando Norris het die nuwe suspension van die McLaren in Canada gehardloop. En Oscar die oue. Yes. So Dit die verskil gemaak het daarna. Seker nie. ek weet nie of julle al ek dink ons moet hom op die show kry, is Martin Talks F1. O ja. Martin is hier van Somerset West, is dit? Ja, hy Mid-City. is uit Hy praat ongelooflike goeie. en hy het net baie mooi verduidelik dat 'n kar, wanneer hulle 'n kar begin bou, het jy 'n base model wat jy nie begin. Nou kom Max of Charles, wie ook al en sê, right, okay, kar is stabiel, maar ek soek bietjie meer front-end grip. Dan kom die ingenieur en sê, right, hier is 'n nuwe front wing, maar ons gaan die wash van die ding verander. So ons gaan jou tire wear gaan bietjie meer of minder wees. Jy gaan weer front upgrade hê, maar jy gaan bietjie onstabiliteit agter hê, Iemand soos Max sal lewe met die oorsteer daarvan. Great. Dan sê hy vir jou, right, ek soek beter brieke. Ons kan dit vir jou doen. Ons gaan vir jou groter breakdowns maak, maar dit beteken dit gaan meer drag hê, so gaan jy straight line speed bring. So elke driver het 'n benadering oor hoe hy sy kar wil hê. So dit eintlik breek die myth af dat 'n kar rondom een driver gebou word. Ek wil nou net gesê, dis eintlik baan toe hy gemik het om dit te sê, ek nou Lando en Oscar gebruik het en ek dink, weet wat, ek wil net vir Yuki opkom hierso. Ek dink Yuki vind sy balance met sy motor. Jy weet, en ek dink dis waar hy dan probeer vind wat werk vir hom. Weet? Want Max het 'n knife edge en hy hou nie van 'n knife edge kar nie, maar jy sien die gap difference. Korrek. Verstaan jy? Want nie almal is weer eens 'n unicorn nie. So hoekom is Charles so sleg? Jy weet Lewis. Hoekom sê ek was Charles 5de? En wat? Die drivers Okay, maar okay, kom ons compare hom met van McLaren af on average hoe ver weg is hy? Nie punte nie, net in terme van tenths in qualifying on average. 2 tenths? Dis hierdie jaar actually nog ongelooflik naby. Ek jou top 10. Ek wil punte sien. Ja, ons almal wil punte sien, maar 2 tenths, maar nou wil ek vir jou sê vergelyk dit met Lewis.
Okay? Ek voel Charles moet die naweek wen. Dis wat ek voel. Ek voel ook so, hens ons manifest al die rooi hierso. Hoe lank is Charles nou al by Ferrari? Is dit sy 7de jaar by hulle? Wanneer het hy begin? 2018, 17, 19. 19. Okay, so dit is 2019 ja. So hoogtyd. En ja, so ek kon nou by Ferrari kon rasie. Ek dink ek kon net die mite wat Martin Ja, dit was baie goed gesê. verduidelike daarso en krediet aan Martin daarso. Is dat hy dit so mooi verduidelik het. Absoluut. Ek het nogal daai gesprek dat jy dat die kar word nie om een driver gebou nie. Jy het 'n platform en dan elke driver 'n rigting waartoe hy gaan. Maar as 'n part werk om die kar vinniger te maak, so jy het performance parts en dan track specific parts en ek dink dis waar die drivers ook maar insal het dit. So McLaren bring nie eintlik regtig baie upgrades nie, met hulle groot upgrade. In fact, ons weet nie want hulle het wik en weeg tussen Austria en Silverstone, maar ons weet hulle het nog altyd Silverstone gemik as 'n groot upgrade. So ons verwag weer eens vir McLaren om definitief voor te wees. Die laaste, kom ons sê van 2020 af, was dit al regtig 'n goeie trek vir hulle gewees. Ek dink even in die 90s in die 2000s was McLaren nou van hierdie trek van McLaren gewees. So ek het bitter met 'n slegte Grand Prix van McLaren by Austria gesien. Red Bull, daar's druk. Gaan Max weer gedruk word om sy vis te snap. Punt 2. Nou, Max gaan terug staan op die Austria. So hy loop Max staan nie op hy loop maar weer op die tightrope daar. Is hy nou daar onder pressure, ouens? Wat dink julle? Dis nou, ek voel nie so nie, maar tog die media narratief daar buite is dat hy nogal onder druk is en ek dink ek kan verstaan dit lyk so, maar ek dink net dit moet nog by mekaar kom vorm. Ek wil amper sê, ek wonder of dit nie 'n medias bespiegeling is nie. Ons het vir Checo gehad wat 'n goeie seisoen gehad het in die verlede jaar, die vorige jaar, 23. Dat hy 'n goeie begin tot die jaar gehad, sy laaste deel van die jaar het weer sleg gegaan. Toe hy sy eerste paar races verlede jaar het hy goed begin en daarna het sy wiele afgekom en nooit weer gekry nie. En ons het vir Liam Lawson nou gehad in die kar. Hy het skaars die seat warm gesit en toe is Yuki in. So ek wil amper sê ons het nou 'n traject gehad van ouens wat vinnig ewe skielik of sommer onder druk was en ek dink baie daarvan het te doen met die media. Ouens soek daai ouens moet perform. As jy daar sit en jy sit met 'n daai tipe klas kar en met 'n bestuurder wat perform, dan moet die ander man ook perform, die tweede bestuurder. Maar ek dink in die span op sigself, dink ek kyk hulle na 'n groter prentjie. So ek weet nie of Yuki regtig soveel druk het soos wat die media wil maak of soos wat almal wil. Kyk, almal wil 'n mikrofoon optel of 'n keyboard warrior wees en 'n kundige. Ek weet nie of hy onder soveel druk is. Ek wil amper sê Liam Lawson is my dalk nog steeds meer onder druk by Racing Bulls as wat Yuki dalk by Red Bull is. Ek sal net Yuki se net lyk soos ons 4 is, né? Ja, nee, ek sou ook wil hê sy 4 moet uitgaan, nie? Ek weet so, ek dink is moet net die groot kanonne inbring. As sy. Ek dink Yuki is moeilik want ek sou heeltyd die ou wat sê ja, punte. Wat sê die punte, wat sê die statistiek? Nou afgesien van die punte in die statistiek in hierdie spesifieke opsig, lyk Yuki vir my gemakliker. Ek dink sy ek bedoel wanneer was die interview gesien met Yuki ou wat hy ongemaklik lyk? Ek bedoel ek ons sien regtig die ou nie. Iemand fokus reg te veel op hom nie. Daar sê ek so ja, in daai opsig dink ek nie hy is noodwendig nou onder pressure, hy moet wees fair, maar ek dink hy is hanteer hy. Ek dink hy is ongemaklik in die voertuig nie. Die pressure het gebou wel. Lawson was nooit gemaklik nie. Nee. Hy was from the get-go was hy onder pressure, ons almal het geweet, ons baie fokus op hom, om kort geïnterview, hy het stupid goeders gesê.
Nou, moenie my verkeerd kry nie. Obviously interview hulle vir Yuki na elke reis ook. Ja, Maar dit kom nie op in die media nie, want hy doen dit stupids nie. En hy sê nie iets dink ek wat aandag trek nie. Ja. So hy het nie 'n bekommerdheid op sy gesig of iets in sy stem of woorde wat hy gebruik wat al wil laat klink. Hy's bekommerd oor waartoe dinge besig is om te gaan nie. So ek dink die groot vraag is, wat is die window wat Red Bull vir Yuki gee? En onthou, dit is altyd met Red Bull so. Die ou word eers gesek wanneer hy klaar weet wie die volgende ou is wat gaan opstel. Verseker. Niemand weet wie die volgende ou, as indien Yuki sou vervang moet word, sal ons almal eers te sterk spekuleer of dalk iemand weet wie dit sou wees. Ja. Dan sal Yuki eers onder pressure kom. Nou ons is nog nie daar nie, want ons dis nou bring vir Danny terug, bring vir Albon terug, bring vir wie ook al. Speaking of which, ek vermoed Albon gaan bo Lewis Hamilton eindig in die naweek. Dan so lekker. Dit gaan ook 'n lekker bittersweet vir hom wees. Dit sou great wees vir Williams en Adolf vir Albon. Anyways, ja, so ek dink Yuki, dit is Red Bull ring, hy het waarskynlik 'n paar toetse al daar gedoen. Hy ken die fasiliteite, I don't know. Ek verwag. Hy het nie 'n great race laas jaar gehad nie. So ek dink hy was in sy Red Bull racing car 16de of something else. V-Corp. Sy V-Corp, ja. Ouens, dan interessant. Ek wil 'n bietjie praat. Mercedes kom van 'n resultaat af wat briljant was. Hulle het 'n 1-3. 'n wen vir George en Antonelli se eerste podium. En Mercedes was al reeds sterk laas jaar op hierdie circuit, nie net in die race nie, maar ewen in die sprintrace. George gedoen. Maar ek dink geen groot jy weet upgrades, klein upgrades wat hulle mag gaan bring. Maar hier's 'n interessante punt wat ek wil opmaak nou. Dit gaan dalk sukkel Mercedes nie gewoonlik eintlik op Austin. Sê vir my dis die ding waaraan ek gedink in die naweek. Want dit is warm en lugdruk is min. Ja. So hier's my groot ding. Behalwe laas jaar obviously. Ja, en dan wie kan vergeet Nico en Lewis se clash. Lieflik. Was dit 2016, ja? Ja. So elk geval, wat 'n lieflike juweel was 2016 nie vir ons. Beautiful. Seker die beste jaar. George het nie 'n kontrak vir volgende jaar nie. Korrek. En dis nie by Mercedes nie. Ja. En Max wel, hy het nog Max het nie 'n kontrak by Red Bull. En ons is al hoe ver in hierdie jaar in? Verval Max se kontrak tegnies gesproke hierdie jaar of steeds volgende jaar? So, ons is by race 11 van 24. So ons hierdie jaar. So die Sparks kan nog vlieg. Toto wil vry vreeslik hard na Max. Na Max toe. Ja. Ja. Maar al vir 'n rukkie, né? So my Toto Wolff vir Adrian Newey koop. Nee, hy kan nie. En Toto Wolff gaan hy vir Lawrence Stroll koop. Ja. Ek weet my. Want Lawrence Stroll sit met te veel. Ja. Hy het te veel kinders, hy het te veel seuns. Ja, waarvan ons weet, ja. So ten minste een te veel. Wel kleins, maar bro. In elk geval, ek dink dit maak weer eens die driver maak dit nou weer 'n lekker baie interessant. Dit is heeltemal reg en die volgende 3 races gaan ons al meer hieroor begin gesels. En kan ek wat moet gebeur? Daar's een ding wat ek wil sê is Red Bull hou daarvan om een of ander announcement te maak by die Red Bull ring. Ek sal nie verbaas wees as Red Bull hierdie naweek announce dat Max het ge-resign nie. Maar as ek Max is, sal ek so lank vat as moontlik om te resign. Ek bedoel Red Bull kan nie hulle kan nie eens een driver seat nie. Wat nog gepraat van vir Max te vervang. Verstaan jy? Ja, as jy wil hierdie jaar vir 'n ou gevra het waar toe gaan jy sê vra vir Carlos. Ja, exactly. Ja, so op hierdie jaar vra vir Max. Nee, of vra net vir Carlos nog steeds. En ek wil baie tips gaan gee. Ek gaan vir altyd vra net vir Carlos. En hier's my ding is jy weet daar's soveel moontlike scenario's wat kan afspeel. En dit is nou die geval van dat weet met Lance se beserings hierdie jaar in die Aston Martin kan hy bekostig om daar te ry
Nommer 1 want sy pa gaan pressure op hom sit en ek dink nie as sy pa nie, ek sy pa gaan fight vir hom. Ek dink die aandeelhouers en spesifiek Adrian Newey gaan hard beklei. En ek dink daar's dalk 'n moontlikheid ons dalk 'n Max en 'n Fernando sien. Ek dink ons gaan vir Max by Ferrari sien. Charles staat verby. Ja, Sit vir Max en Lewis In 'n Ferrari. in 'n Ferrari. en sit wat vir Charles en 'n Red Bull. Nee, sit vir Hoe? so. Wat so daai? Ja, sit vir Charles saam met Oscar en 'n McLaren. En Lando gaan ry. Waar is kom hier vir Lando? Red Bull toe. Wil hy nog ry? Like, you could have fooled me. Ja, maar hy luister daar's 'n IndyCar platform. Hy tog hy's 'n YouTuber. Tog is 'n influencer. Ja, Ja. hy speel maar soveel Seker F1 games. Cadillac. Van nou daar. Ja, daar moet ietsie gesê word. By VB. Wat hoor ek? Porsche is Ons Porsche. weet jy sê voor die Ferrari toe gaan. Luister, ek dink Porsche is ons klaar. Ja, Audi is klaar. Ek dink die Porsche gerugte. Hallo, ja, ek verstaan. Stem saam. Het Skree nie. het klaar weet ek dink VW is klaar hulle maak die star. Kyk dan hierso, jy het nog ons lang oud. Ja, die ou wat hom kap van my daarso. Hy hou van 'n stukkie Stewige lang haar jy hout. Hierdie hout sal nie in my kagel pas nie. Yes. Ja. Kan ons druk julle ore toe. Boys Ferrari. Ja, wag, voor ek gou by Ferrari. kom. Okay. Ek het hierdie naweek het ek nog 'n interessante ek so 'n klein bietjie weer gaan sit en kyk nou Kanada oorkykie gevat het so op die highlights en die voete. En wat vind jy, Kali? Nee, daar's 'n ander ding wat ek gesien het, nie so seer op Kanada as sulks nie. Het die visor Die- 'n regte rol gespeel in Lando se crash? Van daai nee. Hy het nie 'n rol gespeel. No chance. Okay, sorry God. Okay, kinders, ek kan nie sê wat ek wil sê daaroor nie, maar in elk geval. Ja. Kom ons los daai ene. Ja, dit gaan oor Kimi. Kimi het ek toevallig. Ek het vir Kimi so hier en daar in 'n paar onderhoude deur die jaar al gesien en goed, een van hulle het hy baie duidelik gemaak hy is nog besig met skool. So hy het Kim na 'n reis dan sy weer terug en dat hy so 'n bietjie gaan skool gaan en kyk hy het mos by Imola het mos 'n hele klasgroep al gehad en alles dit. Weet jy praat van die Kimi Räikkönen? Nee, wat van nou Antonelli. Die jongetjie, die liewe Kimi. Rookie of the Year. En wat interessant is, Daai drive, ja. hy het nie Kanada nie, wat was die vorige een? Ek het nou seker uit my reises uit. Maar het hy Spyn. Hy het na Spyn het hy in ek weet nie of dit die maandag of die dinsdag was nie, het hy sy laaste eksamen gaan skryf. Oh wow. So Kimi is tegnies nou klaar met skool. En toe kom Kanada en toe perform daai ou. Hier's my vraag is Ja? hier vir daai ene. Ek weet jy, as ek in sy boot was no way. Maar in elk geval blykbaar het hy nogal 'n bietjie aandag gespandeer aan sy werkie. Ja, by die huis kom ek gee op pap afslaan met jy. Leer is maar dan kom jy derde in die Canadian Grand Prix. Nou voor ek voel moet Vir jou papak sla. verstaan jy. Maar dis as hy Maar- Suid-Afrikaner was. Ja. Maar nou is my vraag. Vir jou pak sal jy gee vir hom babbelas. Ja, sy maat gesê hy mag nie partytjie hou na die Canadian nie. En mag ek 'n matriekvakansie? Ja. Hy mag Geen syde van Frankryk vir jou. Sorry. Ja, Die range is uit. hier's my vraag daarop is dink jy die skool effek wat hy gehad het want hy het baie keer gesit en nog gehuiswerk en allester en werk gedoen terwyl hy tussen reises tussen die goed dink jy die skool effek se So. bietjie druk wat op hom nou was is nou weg kom ons sê so daai deel is uit sy kop uit so hy hoef nie met dit nog in die agterkop
te sit en wonder en dit waar Kanada so groot deel ingekom het. Maar nou wil ek Wow, zie. dis 'n Goeie punt. dis 'n goeie een, maar nou wil ek dit counter uit Max. Max ry Ja, maar okay, met my hulle maand 24-hour, 'n virtual 24-hour terwyl hy oor 'n Grand Prix weekend is. maar dit is En okay, hy's 24, 25, ek Nee. bedoel iewers daar rond. daarom. En hy voel daai pressure, hy kon fokus. En Ja, en dan net, hy is 18 jaar oud. Hy het nie nog daai ek wil amper sê was te wen. ja, maar ek bedoel nog steeds maar kom ons wees eerlik om Max met enige ou te vergelyk of enige ou met Max te Ek vergelyk. gaan dit sê want Toto doen. Toto. Ja, okay, ek hoor jou. So Toto doen. So ja, maar Ja, maar wys dit dalk in daai geval die verskil tussen Max en Kimi nie. wat Kimi actually fokus op skool. Maar met dit wat in sy kop was, dat Max kan aangaan en laat dit geen issue het nie, maar by Kimi het dit tog 'n rol in die agterkop gespeel. Nee, en ek dink dit is maar net volwassenheid. En ek dink dit is verstaanbaar want ek in die oomblik soos jy nou sê, dit daai pressure of daai gedeelte klaar is te perform hy. Dis ek bedoel so So, op die podium. So, kom ons kyk, hy gaan dit moet opback. Nee, moenie 'n fout maak Dit nie. nie 'n flash in the pan moment was. As dit die volgende 2-3 races nie naby aan dit gekom het, ek bedoel dan Ek meen dan is dit 'n gelukskoot. Dan kanselleer ek dit wat ek nou gesê ek het. verwag dan dat hy baie meer pressure op George gaan sit, wat George onder pressure gaan sit. Ek En sal- George foute maak dan. Ek sal is George daai reiling sal ek wil sien. Goed soos wat hy is, Rassie. Ek sal nogal daai reiling wil sien, want ek het 'n vermoede ek wonder of dit nie dalk oor die groter prentjie is nie. Want ek moet sê die top ouens is nog dis 'n tight bunch om tussen Max moet seker maar Fernando daar ingooi, Oscar, weet Charles ook nog so in die mix in. Jy weet dis 'n redelike gevestigde groep ryers as jy Oscar al as 'n gevestigde ou kan sien in sy 3de jaar. Maar om nou daai kompetisie op George te gooi en George wat konstant in die top 5 nog lê behalwe vir Monaco. Laat gaan hy die druk op George sit om al hoe meer vir George uit te toring en agter te los. So dit sal lekker wees om te Goed wees is ons 'n bietjie pressure. ons altyd goed om kompetisie binne in te hê. Intern is, okay. Dan waar die pressure definitief intern is by Ferrari. Daar dink ek is al baie meer is. Kyk, Maar as jy En- sê in term meen jy tussen die span en die drivers? Tussen span en Lewis of tussen die drivers of tussen auto drivers in die span? ek dink van Italië. Want nou Ferrari in Italië, dis 'n nasionale span. Dis is die sokkerspan. Right? It's national. It's Ferrari is Italy. Dis laat dit sê. En ek weet dat Charles wil baie graag beter doen. Ek dink hy het baie van die motor meer onder die knie as Lewis. Almal dink Lewis gaan iewers 'n deurbraak naweek hê. Ons wag nou al. Ek het ook so gedink, maar my tyd vir dit is al verstreek. vir my. Dit is ons nou al 10 agter hom laat en Dit raak al hoe meer embarrassing. ja, dit Die sukkel al Italian media het baie pressure op Fred Vasseur, Sean nee. Leclerc en almal gesit. En dis nou maar waar ek nou weer eens 'n bietjie kwaad raak. Kyk, ek is mal oor the race. Ek het al dit gesê se channel. Maar hulle probeer regtig hard om 'n narrative te dryf. En die narrative is dat Charles fed up is vir Ferrari, dat hy dink hy is die savior na Michael met championship te wen en al daai goed. Maar ek wil al vir die klomp kom hy sê van luister die chomme. So what? Elke ou te droom. As hy droom world champion in 'n Ferrari te is. Hey, nothing comes easy in life. Dit sal ek dalk eerder glo as wat ek sal sê hy probeer vir Ferrari red. Ek wil eerder daai narratief glo dat Charles probeer sy damn beste om Ferrari bo te kry en te help, want hy wil world champion in 'n Ferrari wees.
En Maar wag, ek wil net iets op dit sê. ja, Ons het ook reeds laas naweek vasgestel dat ek assosieer myself tog met Lando in die sin dat hy is not a master of something, he's a jack of all trades. is a jack of all trades, master of none. Okay? En die verskil is dat hy sit in 1 uit 20 seats uit en het 'n shot at being the best en hy kan wees. Ek doen nie. Ek het nie die behoefte om die beste in die wêreld te wees en whatever ek doen nie. Ek kon net regtig my tyd hier geniet en jy weet, nou in dieselfde asem as dit nou ek was. Kom ons praat nou oor Shaw. Wat is die droom? Begin by wherever, gaan Sauber toe, gaan Ferrari toe en wees 'n Ferrari legend. Of jy nou ooit gewen het of nie gewen het nie. Dis lekker. I mean, you could have done worse. You could have done. You know? Ja, okay. So ja, as die droom is om by Ferrari iets te wen, obviously ja. Maar nou kyk Carlos nou. Nou gaan Carlos weg by Ferrari en waar sit hy nou? Hou sukkel hy. Nou vra ek vir jou, sal Carlos by Ferrari gebly het al wen hy nie? Of gaan jy nou sukkel en wonder waar is jou seat môre, maar jy wil iets wen? So ek sê nie Charles wil nie iets wen nie. Al wat ek sê, jy het nou gesê wat is die droom, maar en jy is heeltemal reg. Die droom verskil van driver tot driver. Kyk, Valtteri Bottas byvoorbeeld. Ja. Of wie's nog 'n betere, Kimi Raikkonen, nie Kimi Raikkonen nie, help my gou, Iceman. Nie Oscar nie. Wel, Ja, sê gou man. Raikkonen. ja, dit is Raikkonen. Dit is Kimi Raikkonen. O ja, dis sorry, dis reg. Sorry, ek dink aan Mika Häkkinen, ek sal nie onthou. Well, Kimi, nee, okay, Kimi Raikkonen. Mika Häkkinen was die Fiat fan. No, sorry, my bad, brain fart. Kimi Raikkonen byvoorbeeld, hè? Ja. Wat die ou se droom, ek bedoel hy het net 'n regtig cool jy weet persona en al, ek bedoel as jy nou regtig wil weet jy wat's my kritiek op Daniel Ricciardo? As hy net geown het wie hy is en gesettle het en besluit het, weet jy wat, my temperament is nie reg om als te gaan wen nie. So kom ons vat 'n step terug en ons geniet ons tyd hier en ons raak 'n legend in die sport. Soos Kimi Raikkonen once again. So okay, weer 'n keer. Die vraag, hier is my vraag aan Charles. Ja. En ja, die videoetjie wat iemand onlangs hierdie week vir ons deurgestuur het wat elke driver so gekritiseer is die kritiek op Charles is, my bro, what are you doing? Are you happy with it? And if not, what are you doing to change? En op hierdie oomblik, honestly, as hy baie gemaklik, hy is wat 6 jaar nou al by Ferrari, 6 jaar, en hy hy is elke naweek frustreerd, net soos wat by Alfa Romeo was, maar ek bedoel, as jy regtig waar honger is om iets te gaan wen, dan selfs al sit jy in Ferrari, dan vry jy na McLaren seat, of jy flirt met Mercedes seat, Dink jy Tout is al 2 keer dink om te vat. of jy strip dans rondom 'n paal van 'n Red Bull voertuig, al is dit 'n tweede seat, byvoorbeeld. So die vraag wat ek vra is, ek dink nie die vraag is Charles goed genoeg om iets te wen nie. Ek dink die vraag is, kan Ferrari vir Charles koop om sy drome om dit te te kan bewerkstellig? Ja, net gaan oor sy masjinerie wat hy onder hom het. En as jammer, ons almal sê dit, en ons almal, ek dink ons almal hou van Charles, al van Sauber daar, Alfa Romeo daar af al, want ons het gesien hoe goed hy was met sy equipment toe, en ons het gesien hoe hy al die uitgegroeide mans om die tafel sê, boys, trek julle vingers, jou strategie is verkeerd, ek sal eerder dit doen, en hy is keer na keer was hy reg gewees, en so ons glo in Charles, maar flip het, die tyd tik verby, en opportunity wasted, dis net in 22 wat hy in tweede plek geëindig het, dis die naaste wat hy gekom het, dis naby genoeg, die punteverskil was flippend baie, maar something's gotta change. Something's got to change. En if dis my punt. And if not, wat sê dit van Charles en sy drome? Presies. Ek stem nogal saam met jou, want een van die groot goed wat vir my eintlik in Kanada juis ook uitgestyg het, wat ek nogal opgelet, nou dat jy dit sê, dan dink ek weer aan. Sy ingenieur het vir hom gevra,
gaan jy oor na plan B toe? Ja. En toe het Charles gesê, nee, ons gaan eerder plan C, wat ook al die plan C en wat ook al die plan B is. Op die ou end het hy gepit en hy het uitgekom met sy bande waarmee hy op daai oomblik is so early. en toe wil hy weet wat gaan aan, toe sê but we are on plan B. Toe sê maar ek het al vir jou gesê ons gaan nou eerder plan C. So sy ingenieur het hom totaal geoverrule. Met ander woorde, daai kommunikasie link is nog Ferrari. ja, is absoluut, dis 'n klassieke Dis Ferrari om vir Engeland te skree en so. Maar nou maar dit kom by wat jy sê. Ek bedoel, waar lê jy? The class of 66. Ja. Maar dis dieselfde. Daar's so baie passie, Ja. maar jy val altyd kort en dis dieselfde probleme oor en oor. En dit is nou eintlik daarso. So hy moet vir homself daai vraag vra. Wat wil jy eintlik éventueel nou bereik? Wil jy by Ferrari bly en daar Gaan Mamelodi Maak wat jy wil doen? Maar bro, ten minste sal in die FIFA Club World Cup. En daar is daai. Terrible. Ja, anyway, die score het baie beter gelyk as die game, maar anyway. Ja. Baie beter. Maar wil ek by sê Ferrari bring so 'n bietjie die pull rod die rear suspension bring hulle die pull rod upgrade. Hulle gaan so 'n bietjie die geometry daar verander. Bietjie aanpassings maak vir beter stability, so dit mag dalk vir Lewis dalk net bietjie beter wees. Dit gaan hulle enable mekaar dalk moontlik laer te hardloop. En dit is wat hulle nog heeltyd na op soek is, want die oomblik Dynamic in China, so daai motor laag gehardloop los. Toe Wel, net in die sprintrace, né? Dis Lewis en Charles aan die gang. Ja, maar toe hulle in die race kom het hulle besef hulle met die kar lig. Het hom gelig vir die race. Hulle het gelig vir die race. Want die sprintrace het reveal en toe het hulle nog steeds nie genoeg nie, want hulle wou hulle werk met fine margin. Ja. So ja, kom ons kyk, potensieel 'n goeie naweek vir Ferrari op die boeke. Maar weer eens soos Rassie nou gesê het, is soos jy weet, dis soos Frankryk wat opdaag vir 'n rugby game of Argentinië. Jy weet. Jy weet wat jy gaan kry. Jy kyk op papier in die Brits en die Sillies look amazing. Ja. En op Argentinië en hulle wen 28-24. Korrek. Take that, Johnny Sexton. Rassie. Contra Paumi. So ja. En dan jy weet Aston Martin boys. Dis die span wat vir my so vir die laaste paar Grand Prix regtig geklim het. Weet jy waar ons ek in die Aston Martin kamp, nee, weet jy waar ons net die meeste uit vir hierdie naweek? Vir 'n nuwe en groen. Om weer vir Adrian Newey en een van 'n sonbril, amper songlase. Sonbril in Dis 'n groen boekie, want ek sien sy boekie was nou seer groen. Okay, maar wag. Maar dis nou subjektief tot om vir Hans Zimmer op 'n elektrik te sien op die starting grid. Gat dit So 'n rider. Ek was so oortuig daarvan dat Hans Zimmer een of ander Austrian background het. Boys, Toe kom dit uit, hy is regtig German. Die Austrians het net gesê, boys, kom vat jou gitaar op ons starting grid, maar bro. so ek gaan nou oor Hans Zimmer praat want daar is iets wat ek wil sê oor hom. Okay. Wat betrekking tot Formule 1 het. Maar kom ons praat gou vinnig oor Aston Martin. Klein aerodynamic aanpassings. Ek dink vir Alonso kan 'n baie goeie naweek hê. Wie ry vir hulle die naweek? Lance Stroll en Alonso. So In daai volgorde. ja, so op die stadium is Lance voor Alonso, maar Alonso is baie Dis kom ek vra. Alonso besig om nou baie vinnig in te haal. Ja, hy goeie Want hy ry nie soos 'n Dat is 'n 42-jarige nie, ja. So uitblink as alles hou en hulle bly die moeilikheid uit en dis dalk mixed weather conditions. Alonso is brilliant en ja. omstandighede. Baie goed aanpasbaar. So ja, ek sien nog uit wildcard vir my. Jy weet, ek sien nou nie 'n wen nie. Wat Ja, ek sal nie so ver gaan nie, Hy maar sal net sê miskien 'n top 5 of 'n top 4 miskien indien een van die top ouens dalk uitval. Kan Alonso, as Alonso sy goed reg ry, kan hy daar wees. So baie Ek klein bietjie ontnigtering hierso. Laas jaar het Lance Stroll 5 posisies bo
Alonso geëindig in Austria so terloops. Maar was dit die punte? Nie een van hulle nie. Maar ons weet die 2024 Nee, motor was Ja, hulle dan verlede jaar gesukkel. maar as ons kyk na 2023 het Jo. sou die eerste 6 reise. Ja, hy het absoluut. As die een ding wat ek vir jou sal gee van Alonso van laas jaar, hy het die fastest lap opgesit. Maar back then kon jy 'n punt kry Kry dat of 10 was, maar hulle het 'n punt weggehaal van ek dink Max waarskynlik. Maar nog steeds die championship in Las Vegas gewen. Boys, dan 27 Junie. Dit is presies Dis wanneer die movie geloof. Lido is die movie op IMAX. En Hans Zimmer doen baie van die soundtrack. Wel, ek het gesien daarvan, ja. Dis klink bitter goed, ja. Ek het Hans Zimmer live gesien, my bro. Hè? Maar Kyk hulle. bruh, Hy het as een of 'n show gedoen saam met 'n dude hier so in Grand West. Dit was nie Hans Zimmer show nie. En ek sê joh, die kaartjies is duur en die ou gaan dalk een keer op stage gaan met sy gitaar of whatever of sy klavier. En ended up hy het nie net met ek dink 4 of 5 songs saam gejam nie, maar na een pause, daar was net een pause, maar so flippe lang aan. Het hy ek dink hy 4 of 5 stuk van die hele program was dit hy alles en almal oorgevat. Dit was insane. Daai ou is die best Ongelooflike musikaal. Nee, hy is composer en composition. hy is vandag se Mozart Hy is of Bach of Beethoven Groot of man. whatever hy om wil noem. Noem hom sommer Zimmer. ken Beethoven is 'n hond. Maar Sint Bernard. so IMAX 27 Junie is wanneer die movie launch. Moet jy 'n iPhone hê om by die IMAX te gaan kyk of? Nee, jy moet net die regte brille hê. Okay. Ja. So blykbaar baie goeie movie. Hulle het 'n groot na die Canadian Grand Prix het hulle groot premiere in New York gehad. Die Formula 1 drywers is weggeblaas deur die movie. Weereens The Race. The Race het weer eens 'n klomp ridiculous Baie interessante aantuigings gemaak rondom dit. Wat soos wat aantuigings? Ja, hulle sê net dit was van die goeds onrealisties, maar ek bedoel Van die movie nou. Maar kom ons wees dan gou eerlik. Okay. Dit Kan noem ek net sê, kan ek net iets sê? Ja. Jy die naaste movie wat jy hierdie movie aan gaan compare, is Sylvester Stallone se Driven. Wat Ja. Cars. 1 2 en 3. Ja, maar daai Sy naam is Luigi. Wat van planes? My jy Luigi. sien die groot ding met hierdie Luigi only like a Ferrari. Was Michael se stem nie in Cars? Ja, dis die Ferrari F430. Luigi only like a Ferrari. Ag ja, wat? Ek is Luigi. Maar ek stem 100% saam met jou. As ons kyk na die hele groot oogpunt uit hierdie hele storie uit, wat 'n mens nie moet vergeet nie, dis nie realiteit nie, dit is 'n movie. Maar Dis al So daar gaan goed wees wat onrealisties is. live nie. Ja. maar wat ek wil sê, Ja. sorry ek val jou nie daar. Hierdie was opgeneem in regte reis weekends. Korrek. Verstaan So jy? jou lewendige Realisme rondom is dit. net soveel En jy het nader. heeltyd vir Lewis Hamilton gehad wat gehelp het om die realisme by te bring om agtergrond deel Dis Hamilton. Ek het Ja, wat in 'n bokvel na die trek toe kom. Ja, wat 'n skoendoos aangetrek het in daai ander Grand Prix. Maar hy sit in 'n film. Die ou wat homself in hierdie mat aangetrek het een keer. En dan daai gordyn op daai denim ding wat hy aangehad. realisme. Ja. Nee, hy sê. Kan ek nogal sê En hy het ek het 'n onderhoud van met Messenger, ja. ja, wat hulle met Brad Pitt gedoen het, wat hy gesê het, hulle het los gekies voor hulle vir hom gekies het blykbaar. Maar ook. Hulle wou actually vir Tom Cruise gehad het. Want julle weet Tom Cruise, hier's 'n baie Dit was sy eie stand. hier's 'n baie interessante stat. Tom Cruise het sommer David Coulthard in 2011 Go-karting. die Kota trek Ja. geroets toe hy nog op 'n grondpad was. Het hulle vir daai Red Bull Dit 'n grondpad was. Ja, dit hulle vir daai Was Kota 'n dirt track geweest? toe hy besig is om gebou te word. Wow. Toe het hulle die Red Bull Ja. van 2009 daar omgevat. En Tom Cruise het David Coulthard daarmee omgeloop en hy het goed gedoen. Toe vat hulle vir Tom Cruise weer om Silverstone. Jy weet dat hy het letterlik binne
van daai spesifikasie was hy binne 1.5 sekond van vol af. Hy was seker vinniger as Charles Leclerc. Toe is hy wat in sy 50s gewees, of 40s. Top Cruise veel beter hoe ouer hy raak. Maar Hy die is- appeal wat Brad Pitt het, is Die net wat hy het? die appeal, O, nie sex appeal nie. okay, sorry, ek hoor net anyway. Nie Werner Swanne film nie. So wat ons net sê is jy praat van ons. En al wat ek sê is afvat dit. Al wat ek sê is Brad Pitt het dit gemaak. Jy weet, en weet julle wat is die beste gedeelte van die movie vir my? Nee, ek gesien het nie. Daai song. Chris That is I Stapleton. used to be Ja, disciple. agree. Julle het nog geluister het, die gaan luister. Dis 'n Vrydagoggend liedjie, ja. Dis brilliant. Maar ek het iets om te sê oor die movie en dis al. Ek sal die movie eendag kyk wanneer die seisoen verby is. Ek dink net 'n mens moenie realisme en die movie meng en dit draak tussen 5 en dit politiek. Boys is a movie. Ek Dis 'n movie. ja, Ek jy dink moet jy moet kyk na 'n realisties movie wees en met dit. daai movie gaan net lekker slaan dink ek. Wanneer die seisoen verby is en ons almal lek wonde want Charles het alweer 7de geëindig en whatever. En dan sal Ek weer het gaan kyk. 16 weke van niks nie en dan op die 3de week. Kyk nou is Rasie, dan ek kyk stem jy. saam met jou, maar in die wyse woorde van The Mandalorian, this is the way. This is the way. This is the way. Daar's Dis net is the jy way. as jy hom op baie groot skermpie kan kyk. Jy sien, hoekom wil ons hom? Verstaan jy? This Dit is the is, way. So julle geniet die Austrian Grand Prix. Predictions. Dat is Ons moet gevinnig dit doen. My prediction, Oscar vir 'n wen, Charles vir 'n tweede, Max vir 'n derde. Rassie, Nee, wat is sien dat ek nou nie Superbrew. O, is dit is ek het soos 4 naweke vooruit gaan Superbrew kies net dat ek nie weer een mis nie. Maar ek sal dit nou as ek nou onthou sal ek dit verander voor kwalie, anders het ek ten minste Dan het jy iets in. Ja, so ek eintlik as ek weer tyd gehad ek so tot die einde Nee, sien dat ek nou nie myself commit tot 'n Superbrew nie, gaan ek sê Charles gaan wen. Lando gaan tweede wees en Oscar gaan derde wees. Nee? Dan gaan ek verder gaan en ek gaan sê dat Wow. ek skies tog my mense. Ek gaan verder gaan en sê skree nie. Ja, dan ons gaan nou die huis aan die brand slaan raak. Ek dink Alex Albon gaan beter doen as Lewis Hamilton. Ek dink Yuki Tsunoda gaan in die punte wees. In fact, ek dink hy gaan top 8 wees. Dink die enigste rede hoekom Max Verstappen nie podium gaan kry nie is hy gaan iewerster hot-headedly 'n stupid fout maak, waarskynlik vroeg in die race al. In fact, ek dink Max gaan waarskynlik pole vat. Waarskynlik. Wel, ek gaan nie verbaas wees nie. Kans is groot. Dis baie groot. Dan hoop ek ons sien albei Williams in die punte wat moeilik gaan wees veral omdat Luister, dit ons sal- praat, ons nie van Williams gepraat nie, maar weet dit is hulle tipe trek hierdie, né? I know, maar en ek stem saam met laas jaar het ons ten spyte of ons nou al rekord het of nie, laas jaar het ek gedink Mercedes gaan sukkel soos wat hulle altyd doen en Mercedes is great. Wel, George was great. So ja. Anyway, Alleen jou prediction? oh, Paul, Oscar en Oscar vir die wen. En tweede? Tweede, as Max 'n skoon reis kan ry, gaan hy tweede vat en dan van Lando. as Lando. Lando is sleg op die Red Bull ring nie actually nie. Ek weet, Maar maar ja, Dan is hy amper eerste race want Lando. ja. Ja, hy het die eerste podium daar gekry. Ja, ja, is die eerste podium. sy eerste podium is daar gekry. Maar ja, ek weet nie of Lando, ek weet nie of die naweek om dalk sielkundig ook gaan beïnvloed het nie vir Kanada nie. Maar ek sal nommer 3 gaan ek dalk sê as Ferrari kan 8 kom, gaan ek Charles Lewis. Nee. Gaan ek vir Charles daar indruk. Maar dis as Ferrari kan afkom. Andersins gaan Lando daar. Ek het nou net 'n soort van nie gekry. Lewis gaan hierdie naweek wen. Wow. Jy het dit jou vir
Hoor nou hierdie man. Ouens, ek wil net sê, Ferrari 2-1. wat, die tweede, die slegste drywer eerste en die Ja. beste drywer eerste. 40-41-6. Okay, 4416, okay. Ja, hashtag. Ek gaan Ons dit het by niks, ons Kan het dit niks. by bankpunt maak. Ons- Nou, 4-4-1. Okay, so almal weet wat Wat sê? rasargitek. As jy 'n paar rand soek, Eh, dit is 'n kaart. Ek wil net sê, Oh, ons is dit- iemand het gepraat Daar's oor- net 3.7 miljoen rand. Ons Daar's het- ons- klein skip. iemand van ons het gepraat oor die Bridgerton karakter in Formula 1 nie. Bridgerton terug. Nee, die Bridgerton karakter. Bridgerton Ja. character. Ja, weet jy nie wie wat Bridgerton is nie. Weet niks als dit nou gesê het, ek het Bridget- retire. Die van julle wat nooit Bridgerton se kyk gesien, is 'n Netflix reeks oor hyper Engelse mense. En Praat ons van tires nou. nee, ons praat van 'n Netflix reeks met wel. Bridge is so 'n reeks oor Ek kyk baie Engels nie, né? mense. Gaan dit oor die fabriek? The Dit Bridgerton. Bridgetown van Nee. Engeland af. Ek het nie geweet dis Jonge, dan was daar op een ding. Weet jy wat hy vergat hierso? Kyk daarso. Kyk daarso. Check jou. Jy weet presies The Bridgertons. the Bridgertons. Ja, gaan sit jy toe nog. Gaan dit oor 'n brug? Nee, dit gaan oor 'n familie. Okay. Dis hulle van Okay. daar. Is dit en- gaan dit oor die fabriek van die tires? Dit gaan oor nee, dit gaan Okay. dis 'n totale En ons is 'n short ding hier Ja, oor. dis 'n hygroman. Oh wow, sis. Oor tires. Daar ja. Hoe die hel doen jy dit Kyk, kan nie. Kom ons pak. Was dit klein? Is dit scooter tyretjies? Anyway, wat ek eintlik bedoel is George Russell. Ons noem niks oor George Russell hierse vir die naweek nie. Maar anyway, die kans dat George Russell gaan wen is so goed soos wat hierdie actually original F1 sign is. Verstaan jy? So as jy vinnig kyk, great. Ja. Okay. Hoor die George gaan nie George het 'n goeie kans. George is op die podium. Antonelli gaan dalk wen. Ek wil nou net sê, oppas vir Kimi. As Kimi gaan afkom, kan hy hom onder druk sit. En ek wonder hoe gaan George dit hanteer as hy eie spanmaat Meer mense nodig vir die Austrian prediction, want dis so baie opsies wat kan werk. Ja. Maar sit julle predictions, ons gaan 'n timestamp kyk. Sit die predictions in die comments. En dan as iemand actually reg is met die vol top 3 predictions voor quali, dan sal ek seker maak dat ons vir daai ouetjie dalk 'n ons gee vir hom 'n weekie. Ja, ons het 'n weekie. Ons ship vir jou 'n weekie. Ons ship vir 'n weekie en 'n 5 ligte wyn. Maar jy moet daai predictionkie deurkry vir ons voor quali. Top 3 in die regte volgorde. So kan jy gaan met edit bel. Ek sal hom môre reg hê. Maar wanneer is quali dan? Nee, kwali is eers Saterdag. Ja, vanaand. Ja, maar is dit pause. Dit genoeg Maar julle mense. Dis eers môre Saterdag, so. miskien Maar dis niks van Weltri sê nie. Okay, nee, ons los dit. Ja, Valkyrie. Okay. Maybe is die Cadillac seat. Apparently I Valtteri van die stitching in 'n Cadillac Ja. SUV. Ja. But not yet. Oh wow, that's actually a nice seat. It's a great seat. I wouldn't mind. And there's 2 seats. And they're both free. En 'n snorrie en 'n lekker cowboy hoed. Verstaan? Maar Net broer, so. eendag gaan ons drie sit met 'n cowboy hoed en 'n snorrie. Dis my droom. Ons het dan gepraat ons almal het unieke drome. Dit Dis hy, my droom. hy het amper 'n epiphany gehad totdat hy vir Tiffany gesien het. Uitso? Check, ja. In toe ry fiets. En toe iets. Oh. En Prins Albert, right? Ja. En op daai noot sê ons vir julle geniet die Austrian Grand Prix. Kyk 5 ligte, share dit met julle vriende. Ons is Afrikaans. Okay, asseblief. En ons het 'n klein disclaimer in dat enigstens promoveer ons enige seksuele aktiwiteit met enige vorm van voertuigbande nie. Ja. Okay. So moenie Michelins en Bridgestones meng nie. Okay. Sien julle na die Grand Prix.